Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Here, ons wil saam met Paulus kom getuig. Die lewe is 'n stryd teen dit wat verkeerd is. Ons in ons gees, ons bedoeling is opreg teenoor U en ons wil U behaag. Here, ons wil so lewe dat wanneer U na ons kyk, dat U sal glimlag, dat U hart net nog warmer sal klop vir ons. Dit is ons begeerte om U te dien met oorgawe. Dankie dat U deur U Gees ons bystaan, dat U sê U sal maak, dat ons U wet kan gehoorsaam. Dankie Here dat dit vir ons moontlik is om 'n lewe van oorwinning te kan vier, dat ons geestelik kan groei, dat daar progressie kan wees, dat ons nader aan U kan kom, dat ons U teenwoordigheid al meer en meer kan beleef. Dankie Here. Dankie vir soveel wat U vir ons gee, U woord, deur die eeue heen, wonderbaarlik, deur eeue heen aan mekaar gesit, stukkie vir stukkie. Ons het dit in een boek, en ons kan daaruit lees, en die liefde teenoor U, die dankbaarheid teenoor U, groei en groei. Here, ons wil bid dat U ons skriflesing, ons oordeenking sal seën. In Jesus se naam. Amen. Lukas 23, vers 26 tot 31. Ons gaan uit die 2020 vertaling lees. Die opskrif in die Bybel is Jesus word gekruisig, maar dit is 'n lang perikoop wat die kruisiging insluit. Ons gaan net 'n stukkie lees. Dis daai enetjie wat jy net nou daar sê, die laaste tree na die kruis. Dis net Lukas 23, vers 26 tot 31. Kom ons lees saam. Toe die soldate Jesus weglei, het hulle 'n sekere Simon van Sirene gegryp, wat van die platteland afgekom het. Hulle het die kruis op sy rug gesit, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het hom gevolg, en ook vroue wat aanhoudend op hulle bors slaan en oor hom weeklag. Jesus het na hulle gedraai en gesê: Dogters van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil liewer oor julleself en oor julle kinders. Want kyk, daar kom dae wanneer mense sal sê: Gelukkig is diegene wat onvrugbaar is, en die moederskoot wat nie 'n kind in die wêreld gebring het nie, en die borste wat nie kinders gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê: Val op ons, vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit aan die groen hout doen, wat sal nie met die droë hout gebeur nie? Tot daar ons skriflesing. Dit is die Sondag voor Paasnaweek. Volgende Sondag se prediking, Vrydag se prediking gaan oor die Jesus aan die kruis. Vandag dink ons in die eerste plek aan Palm Sondag, daardie dag wat hy
Jerusalem binne gery het op die donkie, waar die mense die palmtakke voor hom neergegooi het, uitgeroep het, Here, red ons. Lukas vertel vir ons in hoofstuk 19, dat toe Jesus so oor die heuwel ry en na Jerusalem daar sien, het hy gehuil. Ons het dit ook tydens een van die prediking, een van die eredienste genoem. Daardie Griekse woord vir huil is die sterkste woord vir huil. Dit is soos 'n hart wat skeur, wat letterlik skeur, toe hy Jerusalem sien. Nou stap Jesus met die kruis. Op 'n stadium kan hy nie verder nie, maar hy is alleen. Dis net hy. Hy stap, weer eens, onthou ons, hy is aktief besig om hierdie gebeure te laat realiseer. Hy is nie die slagoffer nie. Hy is die een wat dit laat gebeur, want hy weet, hy moet. Sy disippels is nêrens. Hulle is nie daar om te help nie. Hy het ten minste 11 gehad. 10, as ons vir Petrus ook uitlos, wat hom dalk kon kom help het. Maar 'n vreemdeling van die platteland, uit die platteland uit moet nader getrek word, om sy kruis agter hom te dra, toe hy nie meer kan nie. Sy 2 metgeselle, wat saam met hom stap, is 2 misdadigers, wat ook op hierdie verskriklike manier ter dood veroordeel is. Hy is alleen. Daar's deur die geskiedenis heen 'n hele paar preke gemaak rondom hierdie handeling waar Simon geroep word om Jesus se kruis te dra. En waar die prediking dan sê, maar so word ons ook geroep om agter Jesus aan te stap en ons kruis te dra. En dit sluit nogal bietjie aan by die voorafgedeelte wat ons nou met die verootmoediging gedoen het, van die stryd tussen die vlees en die gees, dat ek my kruis moet opneem en agter Jesus aanstap. Maar as 'n mens so sou preek, sou jy die fokus, die kernboodskap van hierdie gedeelte mis, want dit gaan nie om Simon wat Jesus se kruis moet dra nie. Gaan om iets anders. Hier's vroue van Jerusalem wat huil. En ja, daar was beslis vroue wat opreg hartseer was. Dink aan Jesus se moeder. Hoe moet 'n ma voel as jy jou kind so sien swaar kry? Hoe moet Maria Magdalena gevoel het? Martha. Jesus het rukkie van tevore hulle broer uit die dood opgewek. En daardie blydskap, alles verander nou in 'n verskriklike hartseer. So daar is mense wat opreg hartseer was oor Jesus. Maar ook dit is nie die fokus van die perikoop nie. Daar is vroue wat saamstap, wat op hulle borste slaan en ween en huil. En dit is met hulle wat Jesus dan praat. Hoekom praat hy met hulle? Hy spreek hulle aan as vroue van Jerusalem. Want hulle is daar, in daardie tyd was dit die gebruik, dat met begrafnisse, mense het partykeer roubeklaars gehuur, om saam met jou met die stoet te beweeg, en dan te huil oor die oorledene. En vir daardie mense, met hulle godsdienstige standpunte, het hulle dan punte teenoor die Here verdien,
deur te huil en hierdie werkie te doen. So hulle was maar bloot daar om net 'n bietjie atmosfeer te verleen aan die verskriklike wat nou hier gaan gebeur en om dit net 'n bietjie meer reëel te laat lyk. Maar ook dit is nie die fokus van hierdie gedeelte nie. Die fokus van hierdie gedeelte is Jesus se antwoord aan hulle, sy woorde aan hulle. In sy antwoord sien ons dat Jesus op hierdie stadium waar sy liggaam reeds so gedreineer is van krag, van emosionele krag, van fisiese krag, dink hy aan ander en nie aan homself nie. Dit gaan om hulle. Onthou ons het net nou gesê, Lukas 19:41, dat toe hy naby die stad kom het hy gehuil. Nou sê hy vir hulle, moenie nou oor my huil nie. Huil oor julle self en julle kinders. Want hy weet, hulle mis die hele punt. Dit gaan nie hier oor 'n man wat swaar kry en nou gekruisig gaan word en op hierdie verskriklike manier gaan vermoor word nie. Dit gaan oor 'n Messias, oor 'n verlosser, wat hierdie verskriklike pad moet stap, terwille van vergewing van sondes. Die groot woord is sy plaasvervangende soenverdienste. Dat hy in my plek dit moet doen, dat hy in my plek hierdie lyding moet verduur en dat hy ook later selfs Gods verlatenheid sal verduur. In my plek. En hierdie vroue wat hier huil, wat die sondige mensdom verteenwoordig. En nou sê hy, maar moenie oor my huil nie, oor julle self en julle kinders. En hierdie hele gedeelte van hoe gelukkig is die wat nie swanger was nie en nog nooit kinders gehad het nie, gaan daaroor dat op daardie oomblik tydens die oordeelsdag, wanneer 'n ongelowige ouer besef, ek is verlore, hulle besef dat hulle kinders ook verlore is, want hulle het nie die evangelie aan hulle gebring nie. Is hulle seer nog erger. Hulle kinders gaan ook verlore. En dit is wat Jesus sien. Hy kyk verby sy pyn. Hy kyk verby hierdie omstandighede waarin hy is en hy sien hierdie verlorenes hier voor hom. Hy sien die verwoesting wat kom. Oor 'n paar jaar, 70 jaar na Christus, met ander woorde omtrent 40 jaar hierna, dan val Jerusalem. Maar is dit nie wonderlik nie? Hierdie teksgedeelte, hierdie woorde wat hy noem van mense wat sal vlug, sê berge val op ons, val op my, maak my dood, verberg my van die oordeel van God. Lees ons op 'n ander plek ook. Waar lees ons dit? In Openbaring 6. Waar Johannes eendag op die oordeelsdag, ek wil dit net lees,
Ek het gesien toe hy die 6de seël oopbreek, daar het 'n groot aardbewing plaasgevind. Die son het swart geword soos 'n harige sak en die maan het geheel en al soos bloed geword. Ook die sterre het uit die hemelruim op die aarde geval soos wanneer 'n vyeboom sy groen vye afgooi as dit deur 'n stormwind geruk word. Die hemel het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word. Elke berg en eiland is uit sy staanplek verskuif. Konings van die aarde, die hoofamptenare, die Gileadige, die rykes, invloedrykes, elke slaaf, elke vrymens het in grotte en onder die kraanse in die berge weggekruip. Hulle het na die berge en die kraanse geroep, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toren van die lam. Want die groot dag van hulle toren het aangebreek. En wie kan staande bly? Hier op pad na Golgotha praat Jesus van hierdie gebeure. Sy huil oor jouself. Kom tot bekering. In hierdie toestand wat hy is, het hy 'n bekeringspreek terwille van hulle. Die versie waar hy praat van die groen hout en die droë hout. Die groen hout is hy self. Hy sê as dit wat hier nou met my gebeur so erg is, dink net hoeveel erger gaan dit wees vir die onregverdiges. Die kern van hierdie gedeelte is dat Jesus in hierdie oomblik 'n laaste poging aanwend om Jerusalem bewus te maak van sy skuld en sonde. Deur die eeue heen is mense aangegryp oor Jesus se onskuld, in teenstelling met wat met hom gebeur het. Hy was so 100% onskuldig en hy was so onregverdig veroordeel dat sommiges het dit so geromantiseer en verhale en legendes daaruit gemaak dat hulle as dit ware, as hulle kon, sou vra dat die hofsaak voor Pilatus, die hofsaak teen Christus heropen sou word met die oog op revisie. Sê ons weet nou beter, kon dit nie maar nou eers gebeur het nie. En hulle romantiseer dit. Maar dit mis die hele punt. Christus doen dit. Dit gaan in hierdie gedeelte nie om sy lyding nie, maar sy oproep tot bekering. Hy stap na Golgotha, na God se oordeel oor sonde, God se verlatenheid, terwille van daardie vroue, sodat dit nie nodig is dat hulle dit hoef te doen nie. En terwille van ons. Net na daardie gedeelte in Openbaring 6, waar die ongelowiges so hardloop en vra en bid, dat die berg op hulle sal val, die heuwels hulle sal bedek, hulle sal doodmaak en hulle sal verberg van God, so ver as moontlik. Die grootste berg moet op my val, dat ek die verste weg kan wees van God se toorn. Lees ons in Openbaring 7, net die volgende hoofstuk, van vers 9 af. Johannes sê, hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke stam, nasie en stam, volk en taal. Hulle het voor die troon gestaan, voor die lam. Hulle het lang wit stolas aangetree, is daar die lang seremoniële wit klere, met palmtakke in hulle hande.
Hulle het met 'n harde stem uitgeroep: die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Al die engele rondom die troon, ook rondom die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het met hulle gesigte op die grond neergeval voor die troon en God aanbid en gesê: Amen. Die lof, die heerlikheid en die wysheid, die dank en eer, die krag en sterkte kom ons God toe vir ewig en ewig. Amen. Mag dit wees dat hierdie laaste preek van Jesus teenoor daardie vroue van Jerusalem vir elkeen van ons opnuut weer inspireer. As ek nog nie hom as verlosser aanvaar het nie, om dit te doen. As ek dit gedoen het, kom ek lewe 'n lewe van dankbaarheid teenoor hom. Daar sal onreg plaasvind. Die Here praat soveel keer daarvan. Toe Jesus hier op aarde was, het hy soveel keer gepraat van: ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Maar hy is die herder van sy kudde. Ons is veilig. Kom ons sê met ons lewens vir hom dankie. Amen. Here, U was op pad na die kruis, alreeds so verniel, so seer, so moeg, so verlate. Maar U het nog steeds die pyn van ander op U hart gedra. Dit is ons gebed vanoggend dat U ons sal leer my Here om soos U te wees, met oë wat verder kyk as my eie pyn, met 'n hart wat breek vir 'n stikkende, verlore wêreld. Laat ons nie net toeskouers wees van U lyding nie, maar deelnemers van U liefde, U genade teenoor ander, tot eer van U naam. Amen.